Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Nou iets wat Robbe nogal redelik goed het, is 'n baie goeie reuksintuig asook sy smaaksintuie en dan is daar die snorbaarde wat dan ook bydra tot hierdie hoogsensitiwiteit, veral wanneer daar vibrasie in die water is en hulle prooi moet opspoor selfs in water wat nie baie helder is nie. So dan kan hulle met daardie snorbaarde dan ook prooi opspoor en so dan ook voorsiening maak vir hulle behoeftes. Net so die Here ook vir ons kom voorsiening maak en nog 'n opdrag wat die Here vir ons kom gee is dat ons hom moet volg. Ons sien dit in Matteus 4 vers 19 en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Ons weet, dit is waar die Here Jesus Christus dan ook gekom het en daarso vir Petrus en sy broer Andreas gevind het en hy het vir hierdie twee manne dan ook die volgende gesê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. So baie duidelik wat die Here dan ook vir hulle hier kom vra het, is dat die Here vir hulle sê, kom volg vir my en ek sal julle vissers van mense maak. En dan lees ons Matteus 4 vers 20 en hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Hier sien ons baie duidelik dat hulle dan ook hulle eie belange eenkant gesit het en dadelik vir die Here Jesus Christus gevolg het. Hulle eie plesier, hulle eie ideale. Hulle wou ook seker baie goeie vissermanne gewees het, maar hulle het hulle eie belange en hulle eie plesiere het hulle eenkant gesit en hulle het dan ook die doel wat die Here Jesus Christus vir hulle lewe gehad het hulle dan ook gevolg. Dit waarvoor die Here dan ook die mens geskaap het. Ons sien ook in vers 19 waar die Here dan ook sê, ek sal julle vissers van mense maak. So hulle het daar die doel omhels wat God dan ook vir hulle bedoel het in hulle lewe. Vers 21, en toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skuit, saam met hulle vader Zebedeus besig, om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Hierso sien ons ook hoe die Here dan ook ander twee broers gesien het, en hulle ook geroep het. So hulle kom en hulle wil die Here dan ook kom dien. En dit beteken om hom in sy persoonlike hoedanigheid dan ook te volg. Hulle het die Here Jesus Christus gevolg, nie mense gevolg nie. En daarmee saam ook om disippels vir die Here Jesus Christus te maak. Dit beteken dan ook, daar soos in vers 22, en hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat en hom gevolg. Hulle het hulle eie belange, hulle eie plesiere eenkant gesit, hulle die Here Jesus Christus se doel vir hulle lewe het hulle omhels, en dit het beteken dat hulle die lig, naamlik die Here Jesus Christus, dan ook gevolg het. Daardie lig was juis wat hulle gebruik het in die nag, om dan daardie visse te vang, hulle te trek, en daardeur het hulle dan ook dit wat die Here Jesus Christus vir hulle kom leer het. Kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Om agter die Here Jesus Christus aan te beweeg is om in sy lig te wandel, en deur daardie lig wat in hulle eie harte dan begin skyn het, waardeur hulle mense ook dan kon getrek het. Daarom het die Here Jesus Christus vir een vir my ook dan kom sê, kom agter my aan, volg my lig, en laat my lig deel word van jou lewe, sodat jy ook mense na die Here Jesus Christus toe kan trek. Mag ons gehoorsaam wees daaraan, mag ons in sy lig wandel, want wanneer ons in die lig van die Here Jesus Christus wandel, het ons die moontlikheid en die potensiaal om ander dan ook die weg te wys na die Here Jesus Christus toe, maar ook dat hulle in hulle eie lewe die lig kan sien en daardeur die lig ook kan volg, dat hulle ook disippels van Jesus sal word, nie disippels van mense nie, maar disippels van die Here Jesus Christus. Mag die Here ons ook daartoe help en in staat stel. Kom ons bid saam. Here, maak van ons volgelinge van die lig, en dat ons lig so sal skyn, dat ander Jesus sal sien, en daardeur ook 'n begeerte het om U te volg. Amen.